Goeiemiddag, ons gaan vandag aandag gee aan vooruitbetaalde uitgawes. Op die laaste dag van die finansiële jaar wat 30 April is, het die volgende saldo in die proefplan voorgekom, huuruitgawe 1100. Dit beteken daar's 'n saldo in ons huuruitgawe rekening van 1100. Elke keer as ons huur betaal het ons bank gekrediteer en huuruitgawe gedebiteer en dit is hoe ons by die 8100 uitgekom het. Nou sê hulle vir ons op die laaste dag van die finansiële jaar is 1 maand se huur vooruitbetaal. Aangesien daar 'n verhoging was van 10% op 1 Januarie 2015, kan ons nie doeteenvoudig die 8100 deur 13 deel om te kyk wat die bedrag is nie. Ons sal 'n berekening moet doen om te bereken hoeveel die bedrag is wat vooruitbetaal is. Hulle gee nie vir ons watter bedrag is dit mee verhoog nie, hulle gee net vir ons 10%. Nou onthou, jou einde van jou finansiële jaar is 30 April, so die begin van die finansiële jaar is 1 Mei 2014. So as ons kyk na hierdie berekening van 1 Mei 2014 tot die einde van die finansiële jaar is 8 maande, was die huurbedrag per maand, so ons het 8 betaal, want ons weet nie wat is die bedrag nie. Van die 1 Januarie en hulle sê ons het 1 maand vooruit betaal, so ons het nie net tot die 30ste April betaal nie, ons het tot 31 Mei betaal, wat vir ons 5 maande gee, maal die bedrag, en dan was daar 'n verhoging van 10%. 10% word gewoonlik geskryf as 10 gedeel deur 100, maal die bedrag en die bedrag is Soos ons bo kan die lyn bereken, is dit 10 bo, 100 onder, so dit is waar die 10 op 100 vandaan kom. Dan is dit 5 5 maal 10 is 50 gedeel deur 100 gee my 0,50 en as ons dan gaan bereken, kry ons R600. 10% van die 600 is 60, so die totale bedrag wat vooruitbetaal was aan die einde van die jaar, was R660. Onthou, jy moenie die 600 gebruik wat is nie, want dit was die bedrag aan die begin van die maand. Die bedrag aan die einde van die jaar is vooruitbetaal en die bedrag aan die einde van die jaar sluit die 10% in. So as ons gaan kyk na ons huuruitgawe rekening, moet ons die saldo verminder met die 660 wat nie deel van hierdie jaar se uitgawe is nie, sodat ons die regte bedrag na die wins en verlies toe kan vat. Want na die wins en verlies toe moet net die uitgawe vir 12 maande wees, wanneer daar geen opgelope of vooruitbetaalde bedrag ingesluit is nie. Aangesien ek die huuruitgawe rekening krediteer, sal ek vooruitbetaalde uitgawe debiteer met 660. Die eerste dag van die volgende finansiële jaar moet ons 'n terugskrywing doen. So ek gaan vooruitbetaalde uitgawe dan krediteer om hierdie bate te sluit, dat ons nie meer die bate het nie. En ons gaan huuruitgawe debiteer met 660 om aan te dui dat vir jaar 2 is daar reeds 'n uitgawe van R660 betaal. Wat het ons vandag geleer? Wanneer die vooruitbetaalde uitgawe bereken moet word, moet ons gaan kyk hoe dit gedoen moet word. So die uitgawe moet verminder, want ons het te veel betaal, so dit beteken die uitgawe moet gekrediteer word, en die wins en verliesrekening sal die bedrag oorgedra word, wat net vir die huidige jaar is. Daar moet geen vooruitbetaalde uitgawe na die wins en verliesrekening oorgedra word nie. 'n bate kan geskep word, wat in die balansstaat getoon sal word as 'n bedryfsbate, omdat ons alreeds hierdie jaar 'n uitgawe betaal het wat eers die volgende jaar betaal moes word. Dan gaan daar 'n terugskrywing gedoen word op die eerste dag van die volgende finansiële jaar, om die oorspronklike inskrywing terug te swaai, so ons gaan die uitgawe rekening debiteer, en ons gaan die vooruitbetaalde uitgawe rekening krediteer.